My vriend, so, laaste wat ek en jy gesels het, was nog op jou podcast, die alternatiewe podcast. Yes. En ons het daar gesels oor baie goedjies, maar alles het neergekom op die een onderwerp, om vrede te maak met jouself. Kyk, soos, dit het my baie laat dink, want jy weet hoe emosioneel het ons gesprek geraak daar, op daai podcast. Menigte kere, ek dink ja. Ja, baie keer as ek en jy gespraat, dan raak het maar diep, maar met daai onderwerp het my in trane gehad. Ja. Want iets het gebeur wat ek het nie besef nie. Baie trauma wat ek het en goeders wat my terug in die lewe is as gevolg van die jonge Rian wat hy gedoen het. En ons het daar gepraat van wat mense terug in die lewe emosioneel in elke aspek is, hulle kan nie hulle jonger self vergewe nie. Maar nou, ek is nie klaar gesels daaroor en so ek wil die geleentheid gebruik om meer te weerhou. So verduidelik my, net vinnig kortliks daai van, of verduidelik my, hoe het jy afgekom op daai van, om vorentoe te beweeg in die lewe, moet ek eers teruggang, en klein Pieter, klein Rian, moet ek vergewe, vir goed wat hulle gedoen het. Ja, daar, kyk, daar's baie goeders wat lei tot 'n ou wat raai, jy weet, is nie elke dag wat 'n ou besef dat dit is jou innerlike kind wat seer gekry het nie. Ek dink ek het 'n ander dag het ek op 'n quote afgekom, wat jy ook gelike het van Mark Maron, as 'n komediant in Amerika. Nie baie populêr nie, minstens ek ken hom nie. Wat sê, the monster that I created to protect my inner child is difficult to manage. En jy kan 'n rukkie daaroor dink, soos dit vang 'n ou nogal. Want baie keer wat ons doen, en ek is seker jy sal kan aanklank vind daarby, die lewe wat ons voorheen geleef het, en die mens wie ons voorheen was het op 'n sekere manier homself uitgedruk, en baie mense seer gemaak, as gevolg van hierdie klein seentjie kind wat seer gekry het en half dit uitgehaal het op ander mense, sonder dat ons daarvan bewus is. En dan kom jy op 'n plek in jou lewe waar jy gaan deur 'n, kom ons sê, eksistensiële krisis, of jy verloor jou werk, of daar's verlies. Ek het nou vir jou gesê ook, is dat, kom ons stel voor, jy was een van 'n tweeling gewees. Tweeling is 'n persoonlikhede is baie integrated, en so die verlies van een kan vir die ander een beteken dat ek weet nie meer wie ek is nie. Of jy kan jou werk verloor en jy kan vir 10 jaar by 'n plek werk en jou persoonlikheid om dit skep en die mense in die industrie. Om jou 'n simpel voorbeeld te gee, is ouens in die boubedryf wat kontrakteurs is, drink almal kliphard. Soos dis net 'n ding. Selfs met mynbou. Waar as in ander industrie is dit dalk nie so 'n geharde drinkery nie. Ja, daar's gedrinkery, maar dis meer fancy. Kom ons sê entertainment, waar dis nou cognac en dit is dit, en die ouens raak nie so vreeslik dronk nie. Ja. You know what I mean? So vir my was dit die verlies van my werk. Jy kan dit noem 'n geestelike ontwaking. Okay? Alhoewel 'n geestelike ontwaking is dis 'n hele proses. Ek dink ek het tot en met hierdie jaar toe nog, vanaf 2018 het ek kind of like 'n psychotic break gehad, wat alles breek net. En dan laat jy met die vrae soos, wie is ek? Want ek dink nie ek weet nie. As ek die wêreld op 'n sekere manier interpreteer het, en nou lyk dit nie meer vir my dieselfde nie, wat staan my te doen? So basies, mense bou hulle identiteit op sekere aspekte, faktors in die lewe. Ja. Soos jy nou gesê het, kom ons sê, ek het saam met die verkeerde groep uitgehang. Ons het in pubfights gekom, ons het gekuier 24/7, ons was net moeilikheidmakers, maar 'n jong klomp moeilikheidmakers, wat ons het geloof beklei in nightclubs of steeds. Kom ons sê, dit is 'n voorbeeld. En ek tree weg van daai leefstyl af. Ek gaan op my eie. Ek los daai vriende agter my. En dan een oggend word ek wakker en ek besef,
Kyk maar wie is ek? Want ek het goeders gedoen, nie eintlik waarvan ek hou nie, Ja. maar wat my omstandighede van hou, my vriende van hou. So dan, ek is nie meer in daai omstandighede nie, ja, dan word ek neergelê en dan duik ek dieper in myself in en ek besef, maar ek weet nie wie's ek nie. Want ek weet nie eintlik waarvan ek hou nie, want ek het gehou waarvan die mense hou onder wie ek val. So mense verloor hulle eie identiteit basies sodra daai breakthrough kom wat jy sê. Ja, so ek het nou vir jou 3 gegee, daar's 'n 4de ene. As jy soos ek ook was wat alkoholist was vir baie lank. Mens bly seker maar alkoholist in alle aspekte van jou lewe, jy bly seker altyd maar alkoholist, maar byvoorbeeld as jy 'n alkoholist was en jy hou op drink, Ja. kan dit ook lei tot hierdie vraag is soos, wie is ek? So dit was 'n ander ding wat ook met my gebeur het, waar ek het opgehou drink en ek het Dinsdag aand in 'n podcast met 'n ou gepraat wat die alternatiewe podcast actually soos van die eerste keer in soos maande het ek 'n podcast gehad en ek en hy het 'n bietjie gepraat ook en ek sê vir hom soos en ek meen hy kan dit verstaan as jy ooit 'n addictive personality gehad het in sekere aspekte, wel hy dwelmmisbruik of dalk seks of wat ook al is, soos mense is verslaaf aan weird goed, maar ek spesifiek was alkohol gewees en ek het op 18 vir die eerste keer verskriklik erg onttrek van drank en ek weet nie of het jy al ooit gesien hoe dit lyk nie, maar dit is nogal bad. Dis bad en dit was die eerste keer in my lewe wat ek opgehou drink het. Ek was 'n fully blown alcoholic teen about, yes man, 17, 18 al. Jy weet, dan drink ek my ma so 5 liter wyn uit, soos, maar ek gaan reg deur die aand, ek gooi vir my jy weet, 'n glas wyn in, ek sluk hom af, en oor 'n halfuur kom ek terug en nog 'n glas, en so ek kan miskien in 'n aand 'n halwe 5 liter uitdrink. Nou, jy weet, jy kan by jouself dink, dis 3 bottels wyn, jy drink 1 bottel wyn, en dan is jy gone. Dan is jy warm, ja. Dis 2,5 glase, so ek het een aand in 'n plek ingestap waar die oomblik wat ek instap, ek is nugter en vir die eerste keer in my lewe besef ek soos my hart begin vinniger klop en soos my hart begin sit in my keel en ek is soos what is happening? En ek het daar besef dat ek het eintlik verskriklik social anxiety. Ek kan nie met groot groepe mense nie. I can't deal. Maar jy het altyd liquid confidence gehad. Liquid confidence. En so, van dat ek 16 jaar oud was, tot en met ek 28 jaar oud was, het ek vir 12 jaar lang my hele identiteit gebou op die feit dat ek dink ek is 'n ekstrovert. Want ek is altyd gesyp. Altyd. So ek het altyd daai confidence. En nie so nie. Ek het vir die eerste keer besef, ek is eintlik 'n introvert, verskriklike social anxiety, mense freak my uit. En dit ook kan lei tot daai vraag van, wie is ek? Who am I then really? So, ek moes letterlik, jy moet partykeer moet jy jouself van die begin tot die einde gaan oorbou, en uitfigure, maar wie is ek? Dit lei my na 'n vraag wat ek wil weet nou, nê. So, mense kan verander. Ja. Jy weet jy het verander. Maar vir mense wat jou geken het en nou ken, is dit moeilik om te aanvaar. Soos, ek het jou ontmoet nadat jy, kom ons sê transformasie gedoen het. Nadat jy drank gelos het, als het ek jou ontmoet. Ja. Die Pieter wat jy nou is die Pieter wat ek ontmoet, wat ek ken. Ja. Maar die mense wat jy in vroeër jare ontmoet het, baie van hulle kan nie glo dat jy is wie jy nou is nie. Hulle dink dalk, maar dit is 'n prent wat jy uitsit. Jy agter toe deure, vat jy nog steeds daai glas wyn in die aand, dis sulke goeders. Maar as jy vir my sê jy was 'n full-blown alcoholic, dis moeilik om te glo, want ek weet jy raak nie 'n druppel drank nie. Ek weet jy drink nie. Nie socially, nooit nie. Jy doen nie daai nie. En ek is ook nie bang om vir mense te sê, nee, ek drink glad nie, en ek is okay, thanks. Soos, nee, nog ene keer, soos, nee, ek drink net glad nie. Soos,
So wat gebeur wanneer ons hierdie nuwe persoonlikheid aanneem om te sê, Ja. okay, luister, wie is ek? Lei dit jou op 'n stadium tot 'n vraag, vernaam wanneer so groot gedeelte van jou persoonlikheid oornag wegval. Van daai realisasie, ek noem dit altyd 'n nul oomblik. It's a zero moment, waar reset, en van daar af moet ek nou oor begin bou. Ek kan nie meer teruggaan na wie ek was nie. Ja. And that was a zero moment for me. Nou moet ek gaan op, wel, wie was ek? Wel, ek was 'n alkoholist, maar dis nie meer deel van my persoonlikheid nie. So, nou moet ek verder teruggaan, tot voor ek begin drink het. En nou begin jy stelselmatig dinge agterkom van jouself, waar dinge vandaan kom, dinge wat jy gedoen het, want jy wanneer ons nuwe persoonlikheid aanneem, moet jy kan nie begin van die dag wat jy gebore is nie. Dit werk andersom. Jy begin van waar jy nou is, en jy werk terug, tot so jonk as wat jy kan. Werk jy jou terug om agter te kom, luister, wie is ek, waar kom hierdie goeders vandaan? Ek het sekere dinge wat ek gedoen het in my lewe, wat gebaseer was op dinge wat ek gedink het van myself, wie ek is. So, as ek dan nou teruggaan, moet ek gaan kyk, hoekom het ek daai belief? Want my pa het gesê is okay vir my om so te drink. Soos inteendeel, toe ons op skool was, ek sal nooit vergeet nie, Adam Barnard, hy was saam met my in Kimberley in skool. En ons was about 16 jaar oud gewees. En this is not even a joke. En my pa, by the way, het ook so gedrink, dat hy het nie eens agtergekom. Hoor, hierdie is actually 'n groot probleem nie. So, ek het Castle gedrink, en Adam het Black Label gedrink. Okay? En my pa het eendag gegaan en gesê, Adam, kom kuier nou vir die naweek vir ons, wat ek al. Julle gaan so 'n bietjie kuier, kan pa vir ons bier koop. Sure. Kas vir Adam, kas vir my. En ons begin die Vrydagmiddag drink. Teen vanaand 6:00 is my bier klaar, Adam is in sy glory in, en hy is halfpad deur sy kas, dan drink ek sy bier ook. That's how bad it was. So vir my was dit, okay, hoe kon hy pa gedink is okay? Why did he think it was okay? Jy weet, jy kom op 'n plek waar, weer eens soos ek sê, jy vra jouself, wie was ek? En dan as daar sekere goeders is waarvan jy nie hou nie, dan moet jy dit begin verander. Dan moet jy nou sê, okay, luister, en ek sê altyd vir mense, wat jy kan doen is, gaan sit net, en is baie eenvoudig, dit klink stupid, en jy kan nie dink dat dit werk nie, maar ek het hier ervaring gehad in 2019, waar ek is verskriklik depressed geweest, ek my lewe gehad, en ek het gehad wie ek is, en ek wou verander, en ek het aand vir aand, as ek by die huis gekom het ek gesit, daar het ek nog weed gerook, so ek het joint na joint gerook, en gesit en het geskryf, en goed as ek van die werk afkom, 9:00 in die aand, dan sit ek en skryf, tot sê 11:00, 12:00 se kant toe, sit en skryf, en een aand het ek gesit, en ek besluit, okay, wie is ek nou? Wat se kwaliteite hou ek nie van nie? Okay, ek hou nie van hierdie kwaliteite nie, ek gaan dit neerskryf. Okay, wat is die teenoorgestelde van hierdie kwaliteite? Hoe lyk dit? Ja. En dan skryf jy daai 5 punte neer. En dan vat jy daai 5 goeie punte, en onder dit, brei jy uit in 100, 150 woorde, miskien 200 op die meeste, per kwaliteit wat jy het, wat jy wil verander. Hoe lyk dit? En dan, terwyl jy dit sit en skryf, is soos, okay, now the problem is to figure out how do I go from wat ek was, waarvan ek nie hou nie, tot waar ek wil wees. Want ek weet nie. So die beste manier wat ek het om daai verandering in my lewe aan te bring, as ek nie 'n goeie voorbeeld gehad het nie, is om te sê, wel wat ook al hierdie slegte kwaliteit van my is,
net die teenoorgestelde van dit en my idee. So as ek 'n voorbeeld gee, kom ek sê, ek is baie onorganiseerd in die lewe. Ek is baie onorganiseerd. En dit pla my, want ek vergeet goed, ek kom nooit by goed uit nie, ek verloor goed. So die teenoorgestelde van om onorganiseerd te wees, is om georganiseerd te wees. So om daar uit te kom, ek het nou klaar die probleem geïdentifiseer waar ek wil wees, die uitkoms. So dan moet ek werk om daar te kom, dan sal ek sê soos routine. Kom in routine, want as jy onorganiseerd is en jy skep routine in jou lewe en jou werksomstandighede oral, op die einde gaan jy georganiseerd wees. Verstaan ek reg? Dit is Ja, en dan kan jy dit verder vat en sê, okay, wat is 'n routine? Dis habit. Okay, so watse habits moet ek hê om die routine te skep vir my om georganiseerd te word? Ek hoor jou. So you break it down step by step. Is so dom, maar dit werk actually, maar daar's soveel goeders wat 'n mens van jouself moet ek wil amper sê afbreek en teruggaan. Ek meen dinge soos mishandeling, geestelike, emosionele mishandeling, fisiese mishandeling. My pa, geestelik, emosioneel, fisies, is broke me down completely. Ek onthou daai 2019 het ek hierdie lys gemaak vir myself, stupidly. En in 2022, dis die jaar wat ek aan jou ontmoet het, né? 2022. Ja. Ons het in 2022 ontmoet, dis ook die jaar wat ek opgehou drink het. En dis die jaar wat ek my podcast begin het. Maar ek het een aand, was ek besig om 'n TikTok live te doen met mense, soos ek het elke aand het ek soos 'n topic gekies, en dan het ek daarvan af gepraat, oor iets wat ek van weet. Ek het nooit gepraat, ek praat nou nog nie oor iets wat ek nie waarvan ek nie weet nie. Maar, Ja. En ek sit so een aand en ek blaai so deur my, want ek het altyd deur my ou journals gegaan, en jy weet, idees wat ek neergeskryf het. En ek kom op hierdie lys af, wat ek 4 jaar terug gemaak het, 3 jaar terug gemaak het. En ek kom op hierdie lys af. And I just started crying. Because I looked at that, I did it that one time. And 3 years later, not exactly, but so way closer than I was. Soos, ek is soveel verder van wie ek was, en wie ek gesê het ek wil wees, dat het breek my hart. Ek is soos, what? En want baie keer, wanneer ons na hierdie innerlike, in the child van ons kyk, daai arme kind is so gebroke gewees. Ja. Hy het so seer gekry. Die goeders wat hy gedoen het, was defense mechanisms, om homself te beskerm teen mense. En so, people gave me anxiety, I drink, it goes away. Now when I look back and go, hoekom was ek altyd die eerste dronk op die party, en hoekom was ek die dronkste gewees? En eerste dronk. Because the moment I get there, I need 2 drinks immediately, just to... So jy het geïdentifiseer jou probleem. Ja. Jy drink om vir jou confidence en selfversekerheid te gee. Ja, want die klein seentjie in my Ja. is nie confident, and he's scared. Maar jy het dit vervang met iets anderste. So hoe het jy oor dit gekom? Wat doen jy nou vir confidence? Of het jy dit, soos, hoe is jy nou selfversekerd? Sonder drank? I'm not. Soos, wat jy leer, is dat my persoonlikheid was so fragile. That's why the part of why I was so destructive. As my persoonlikheid was so fragile, dat die oomblik wanneer iemand my kritiseer, dan gaan ek bos. Breek alles, en dis die ou wat ou mense geken het. Die mal ou. Dis ek voel of ek met myself in 'n spieël praat, want dis 'n groot deel van hoekom ek nog sukkel om my self te vergewe vir goed, want ek was so. Sodra ek net nie gelukkig was met iets of saamgestem het nie,
het ek, kom ons sê eerlikwaar 'n tantrum gegooi, my toys in my kot uit gegooi. Ek sal so frustreerd raak, so opgewek raak, dat ek sal my handkas deurstuk en slaan of iets soos dit. Ek kon nie my emosies beheer en dit nie. En dit is nie meer wie ek is nie. Maar vir lank het mense gedink, dis nog steeds ek. Nog steeds ek. Die ander dag, toe ons ry, net voor ons Thailand toe was, op pad lughawe toe ry daar iemand voor ons in, en hy ry ons amper van my pad af, en almal raak opgewek en dit, en ek is net rustig, en my vriend sê nog vir my, soos wat het gebeur? Soos, hoekom is ek so rustig? Hoekom? Ou Rian sal, daar's 'n grap, sy brille afgehaal het, en daai ou by mekaar gemaak het, en lekker pak slaag gegee het, maar dis nie meer wie ek is nie. Want ou Rian het 'n identiteitsprobleem gehad. As iemand vir my gesê het, jy's Rian, en jy is lekker oorgewig of dit, of soos jy sê, maak saak wat iemand my gekritiseer het op nie, ek het my meer verloor, ek was reg om moord te pleeg. And exaggerated ook. Soos, ja. The ends didn't justify the means. Jy weet, dis is ek kan net eenvoudig net nie meer daai persoon wees nie, want nou is ek baie meer bewus van ander mense se gevoelens ook. So wat ek later geleer het, is dat daai verskriklike social anxiety wat ek gehad het, is nie eintlik net social anxiety nie. Dis anxiety all the way. En jy kan gaan kyk, enige ouens wat baie tattoos het, soos ek en jy, en 'n paar koerantmerke op ons vlekke op ons arms het, is ouens wat baie hoë anxiety. Maar anxiety is ook 'n superpower. Inteendeel is soos wanneer ek met jou, ek het vandag met 'n gas gepraat in my radioprogram waar hy praat oor iets en in 'n oomblik then my eyes start tearing and my heart starts pounding wanneer hy praat en dan praat hy verder en ek sê vir hom, wow, stop, gaan net gou vir my terug daar, toe jy dit nou gesê het, is soos, my reaksie was dit gewees, en dit sê vir my is daar was 'n baie sensitiewe plek gewees om vir jou, en turns out, dit was die oomblik wat hy toe nou besluit het, luister, ek dink ek gaan my eie lewe neem, en die oomblik toe hy dit sê, knowing who he is now, feels ashamed, still feels that same pain, not the same person, but cries about it. And to allow that to happen, net om het toe te laat, om net te sê, okay, doesn't matter, brother. Huil daaroor, let it out, it's going to take you years and years to figure it out. Jy weet? Maar, so wat ons agterkom is dat baie van die gedrag wat ons getoon het, is as gevolg van dinge wat met ons gebeur het. Ja. Nou hier is die probleem. Voorheen kon iemand na my gekyk het wat dalk soos ek nou is, lekker wakker en actually can have eyes to see, en sê, this guy is wounded. Shame. Nou gaan ek terug en ek kyk daarna en ek is soos, hierdie goed wat met my gebeur het, die mishandeling, die emosionele afkraking is soos, geen wonder ek het nooit in myself geglo nie. I had absolutely no confidence. My self-confidence is daarmee een. Again, alcohol gave me confidence. I have anxiety, the alcohol numbs that. It's great for anxiety. Great for angst. So, that was the easy cure. Nou moet ek begin agterkom en soos, yes man, my pa het goed vir my gesê as 'n kind, wat vir my baie seer gemaak het, en dinge waarmee ek nou nog struggle. Ja. Ek sukkel nou nog, even soveel jaar nadat ek dit agtergekom het, sukkel ek nog steeds om te deel daarmee.
Nou moet ek gaan en ek moet met daai kind regmaak. Because how do I fix this thing, man? How do I fix it now? If that child keeps feeling that way inside of me, how do I help him to fix that? En die antwoord is, soos jy met 'n paadjie met daai kind begin stap, as 'n vaderfiguur, asof hy jou seentjie is. Om sê, luister, hoe wil jy jou seentjie hanteer? Jy wil hom met liefde hê. Papa is lief vir jou. Papa dink jy kan dit doen. Probeer dit. Probeer net, moenie opgee nie, moenie bang wees nie, ek is hier. Al daai goed wat ek nooit gehoor het nie, moes ek in my hartskamers ingaan en sê, ek moet dit vir hierdie kind sê, I need to build this relationship with this child. Of my pa gaan my vir die res van my lewe afkraak. Because after a while, he doesn't have to be there anymore. The damage is done. Every time something else happens, ek gaan dit vir myself sê. I can hear him say it to me. Die sny is daar, die skaars is daar. Doesn't go away. Elke keer as jy dit sien, gaan sy presence in jou lewe weer wakker word. Elke keer as jy dink aan die trauma, gaan hy wakker word in jou lewe. Alhoewel hy dalk nie meer vir jare in jou lewe is nie, is hy nog baie, baie aktief in jou lewe. So is there. En ek dink dit is waar die healing begin van haar inner child. Dit begin by die vraag, wie is ek? En dan kan ons uitfigure, wie was ek? En dan deur daai te werk, en dan hierdie ontdekking, en dan bewus te wees van dit. Net om bewus te wees daarvan, is al klare ding. Ek het hierdie vrou gehad, wat baie pille gedrink, soveel keer selfmoord probeer pleeg, en ek het eendag met haar gepraat, en sy sê vir my, Pieter, daai dogtertjie in my is dood. Sy bestaan nie vir my nie. Because of the abuse that she experienced from her mother. Nou, in steede daarvan om te deel met daai klein dogtertjie en haar probleme, met haar ma wat haar so, jy weet, emosioneel afgekraak het en goeders, I now decide that little girl is dead. So therefore, if she doesn't exist, she's not my problem. So sy het gegaan met out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. That little girl is dead to me. Die probleem daarmee is, en ek vra toe vir haar, dis vir my, dis eintlik geen wonder dat jy nou voel of jy wil doodgaan. Want jy wens daai gedeelte van jou om dood te wees. En hier is die ding, en dis baie belangrik om te sê ook, is soos, jy heal daai kind, they don't go away, those scars don't go away, you still are that person. That person still exists. Al wat jy doen is, you change them. You change the outcome. Soos wat ek nou vir jou gesê het, is soos, dis weird. Toe ek met daai klein seentjie aan my begin praat het, it's weird how your imagination works. Toe ek met daai klein seentjie begin praat het, was hy hier. Like in my geestesoog kan ek hom daar sien sit, of my kyk. And then, he keeps the new me in check. Who I was, his father, the way his father treated him, how can I do better? So he's watching me and I go, kom ek leer hom. So now he's keeping me in check. Want hy kyk vir my. So now it becomes a whole relationship. En wat vir my weird was van die hele herstel en hierdie nuwe persoon word, is daai seentjie het op 'n stadium begin weggaan. Nou as ek aan hom dink, moet ek fisies sit en aan hom dink. Maar vir baie lang tyd, while I was healing, soos he's there constantly. He's there constantly. But all of a sudden,
all of a sudden, onthou ons het nou teruggewerk. Ja. Ons het nou teruggewerk, so ons het al hoe jonger en jonger weergawes van onsself hersien, tot ons by daai klein seentjie waar die aanvanklike abuse begin het. Dis waar die probleem is. So now all of a sudden what starts happening is that little boy starts growing back again. And then he starts coming to you. En dis scary hoe vinnig dit gebeur. Maar sou jy sê mense is bang om dit te doen, om healing te gaan soek? Want as jy daai klein seentjie, jy wil 'n verhouding met hom bou, beteken dit jy moet sy hand gaan vat. Dit is 'n klein seentjie, hy kan nie, hy moet gelei word. So as ek klein Rian gaan haal, om sy hand te gaan vat, beteken dit, ek moet teruggaan in my verlede. Teruggaan na die goeders wat my gebreek het, die trauma. So baie mense sal sê, weet jy wat, ek is nie reg om die verlede, die trauma weer te face nie. So ek sal liewerste die klein seentjie los en aangaan met my lewe. Want ek is nie reg nie. Ek het dit nie in my om terug te gaan van waar ek gekom het, om daai seentjie se hand te gaan vat nie. So, that little boy, because of the abuse and the neglect and emotional abuse, physical abuse, neglect, he's a little demon. He was a little demon. Hy's 'n terrorist. That's why you're like that. But now you start doing all the good things that counteracts that personality type. All of a sudden he's a good boy. It's actually sweet as jy net aan hom aandag gee. So hom nie neglect nie, so hom nie abuse nie. Dan is hy sweet. Sweetste seentjie. Maar mense is aanvanklik bang om daai klein demoon te gaan face. Hoe bang is baie mense nie vir hulle eie kinders nie? Eintlik. En wat gaan gebeur met hulle? As ek dit nou nie doen nie, dan is dit nou weer 'n hele ding. Ja. Nou, jy as 'n groot mens dink nie, ek is bang vir die klein demoon nie. Nee, jy dink, ek het net nie lus om te deel daarmee nie. Dis wat jy dink. But that's not actually what happens. Is that you have to deal with it. En back to the analogy van soos like as 'n klein demoon, is soos ons almal het demone wat ons jag. Almal. Ja. En hier is wat ek altyd vir mense sê, soos as jy kan besluit. Hulle gaan aan jou deur kom klop. En op 'n stadium gaan hulle jou deur afbreek en dan gaan hulle inkom. And you're not gonna like what happens after that. Jy gaan nie daarvan hou nie. En dit gaan nie van wees nie. Of you put your brave face on en jy maak die deur oop en jy sê, koffie, have a seat. Face your Let's demons. talk. Kom ons praat. En hier is die ding, soos, en ek gebruik nou die analogy, demone, ek sê nie mense moet geeste gaan oproep en dis nie wat ek sê nie, is soos, maar praat met daai demone, daai goeters wat jou pla, die dinge waarvoor jy bang is. Sit om die tafel met hulle en have a conversation about it. En as jy baie gou agterkom is soos, hey man, hierdie demone weet actually nog al 'n paar goedjies. As ek het nou al 'n paar goed van myself geleer. And then it turns out, soos, want hoe erger daai klein seentjie raak, hoe groter klein demoon raak hy. En wanneer jy daarna kyk, is jy soos, dis is 'n fully grown demon. Want jy het teruggegaan en jy het jou demoon gevra, maar hoekom is jy so verslaaf aan drank? Ja. Sê daai demoon vir jou, want ek het social anxiety. Ek het nie selfvertroue nie. En toe besef jy, maar nou kan ek aan dit werk. Want jy kan nie 'n probleem oplos sonder dat jy hom nog nie geïdentifiseer het nie. Want as jy byvoorbeeld na daai gesprek met daai demoon het, jy sit om die tafel en jy soos, luister, wie is jy? Soos, ek is jou skaduwee. I'm your shadow. I'm a mirror image of who you are. Just the opposite.
And as the conversation starts going, wie is ek, wie was ek, dan kom jy agter, maar starting to look smaller. En dan kom jy agter, oh, it was this little boy all the time that I've been ignoring, that's been chasing me. Want dis hoe groot ons dit maak. Ons maak so groot issue daarvan, is eintlik, vat dit nie, like, as ek terugdink daaraan, is dit soos, kan ek nie verstaan, hoekom het ek so gesukkel om myself reg te ruk nie, want dit voel asof dit moet selfsprekend wees, van selfsprekend Kan wees. ek gou 'n gedagte met jou deel? Ja, Ek is 'n fan van thrillers. En een van my gunsteling thrillers is Pennywise van It. oh dude, En in die eerste film is die kinders so bang. En hier op die einde word hy so groot monsterspinnekop en hy gaan hulle opvreet en hy is massive. Want hoe banger hulle vir hom word, hoe groter word hy. ja, En toe hulle hom begin aanvat en hulle face hulle veers, toe begin hy kleiner word totdat hy 'n helplose babietjie is. Want hoe banger die kinders vir Pennywise geword het, hoe groter, hoe meer krag het hulle hom gegee. En toe hulle hom in die gesig staar en sê, okay, maar ek is nie meer bang vir jou nie. Toe verander hy van daai groot monster in 'n klein pap babietjie wat nog nie kan praat nie. dis weird, nou, soos, dis nou weird dat jy daai analogy gebruik het, because that's exactly how that works. Ek het al actually vergeet daarvan. Daar's 'n ander ding ook, is dit Gods of Olympus, of something like that. Daar's so 'n movie gewees, wat soos, dit was hierdie Greek gods gewees. En so, interessant genoeg is daar 'n stukkie waar Hades, the god of the underworld, vir sy broer Zeus sê, soos, jy mors jou tyd met hierdie mense, en jy wil hulle liefde, en hulle affection hê, en hulle wil die en daai, wat ook al, want ewe skielik is all the gods of Olympus are afraid now, want waar het Hades se krag vandaan gekom? Fear. Ek het toe, as 'n tiener, het ek hierdie 'n baie belangrike les by 'n vrou geleer, Tannie Marie. Sy het eendag vir my gevra, en ek doen dit tot vandag toe nog as 'n oefening wat ek met vir mense vra, is, wat is die teenoorgestelde van liefde? En ek dink ek en jy het ook al baie daaroor gepraat. Ja. Wat is die teenoorgestelde van liefde? En mense is geneig om te sê haat. Nee, haat is 'n resultaat van vrees. We fear the things that we do not understand. We convince ourselves that we hate those things. But in reality, if we just admit it, we are afraid of them. Weet, daar's hierdie interessante stukkie in die Bybel, waar Jesus op die water staan en hy vra vir Petrus, kom na my toe, moenie bang wees nie. En Petrus doen dit. Nou, physically, Petrus kyk na Jesus, maar ons ken Jesus as, Jesus is liefde. Ja. Hou jou oë gefokus op my, liefde, en moenie bang wees nie. En Petrus het uit die skytjie uitgeklim en uit na Jesus te geloop. Halfpad daar gekom en om hom gekyk en toe gesink. Why? Because he became afraid. Where there is love, there's no place for fear. Where there's fear, there's no place for love. Nou, op 'n stadium gaan jy so ver terug. Hoekom het my pa daai seentjie so kataza? Well, as the story goes, from what I can gather en wat mense vir my sê, sy pa het hom net so abuse en neglect. En sy pa voor hom. En verder as dit kon ek nie teruggaan nie. Dis 'n generasie vloek. Ja. Hierdie abuse, hierdie neglect. Maar ergens moet dit stop. En dit moet by die ou wat die wakkerste is, stop. Die een wat besef, why are we doing this again? Iemand, en As dit is is, jy. why, like,
Hoekom abuse ons kinders nou weer? Dis isn't... Dus jy was nou die ene. By luck, by chance, by wat. Dit het op jou neergeval, die verantwoordelikheid het op jou neergeval, om te sê, die kan nie verder aangaan nie. Exactly. Jy kan nie so aangaan nie. Geen mens kan so En dalk functioneer. het jou pa ook dit besef, maar hy het niks gedoen daaraan nie. So vreid. Hy was bang. Dis vreid. En wat het hy, en hoe het dit het op jou pad ook gekom, en jy het geweet, jy gaan dit moet stop. En hoe het jy dit gaan doen? Jy het liefde gewys vir daai klein seentjie, en toe gaan die vrees weg. Want soos jy gesê het, waar daar liefde is, kan daar nie vrees wees nie. Jep. Jy weet, Tolle van der Merwe het hierdie grapie vertel van Rooikappie en die 3 varkies. Hy het so 'n hele ding gemeng. Ek weet nie of enigiemand daai joke kan onthou nie. Maar daar is hierdie stukkie waar as hulle by die tweede varkie se huis kom of iets, as hulle by die tweede varkie se huis kom, dan het hulle nou die OBS uitgebreek en soos hulle almal raak gesyp Ja? en hulle hardloop weg na die derde varkie se huis toe wat 'n steenhuis is. En dan vertel hy so 'n gedeelte waar hierdie 3 varkies hardloop met daai krulstertjies van hulle staan soos policevan antenna so regop wat hulle hardloop. En op 'n stadium was Rooikappie het sy besluit, hoorie, hoekom hardloop ons nou weer? En toe stop sy en toe draai sy om, toe klap sy die wolf, toe sy's nou moeg om rond te hardloop. Is soos, when your demons chase you, at some point you have to stop and turn around and soos like, come at me, bro. Soos, come at me, bro. Kom ons gaan. Let's settle this once and for all. En dan, wanneer, en dis hoekom het so belangrik is, ek slaat hoendervleis uit, dis hoekom het so belangrik is om te ontdek, like, wie jy eintlik is. Want wat jy agterkom is, nie wie jy is nie. Jy ontdek actually wie jy kan wees. Maar, ek wil nou 'n vraag vra. Jy het heeltemal ophou drink. Jy het heeltemal ophou drink. Al ek drink 1 keer 'n jaar. Ja, maar daai is vir jou 40, of dis 'n ander dingetjie daai. Ja. Maar so, jy doen nie meer drank, jy het dit gelos. Is dit omdat jy bang is, jy gaan terug na dit toe, of omdat jy agtergekom het, maar dit is nie wie jy ooit was nie? Ek het baie, kyk, as jy enige iemand wat 'n alkoholist was of verslawene was, sê vir jou, jy sal altyd 'n addict bly. Ja. Altyd. That never changes, whether you stop drinking or not. En vir my is dit, ek het al van tevore in geheel opgehou drink. Ek het al sla in my lewe van die ouderdom van 16 af. Dink as ek 18 of 19 was, het ek vir die eerste keer soos ek dink vir 2,5 jaar, amper 3 jaar opgehou drink. En menigte kere so in my lewe het ek al 'n paar keer vir 'n jaar opgehou drink vir 'n paar maande en daai. En mense het altyd gesê soos hou net op heeltemal drink. Want of hou heeltemal op drink of hou jouself net in toom. Ek verstaan wat jy gaan. Is soos, jy kan jouself nie in toom hou nie. Is soos, want 1 is lekker, 3 is 'n party. Verstaan jy? En vir my het dit hierdie vrees geskep van, wel, dan moet ek nou maar heeltemal ophou drink. Maar hier is die probleem, is soos, dan hardloop ek makliker terug. So now what I do is infinitely harder, is dat elke jaar, op die 1 Januarie, drink ek vir daai dag, en vir die res van die jaar sê ek vir Here, gee ek dit vir die Here, en ek is soos, gee vir my wat sal goed wees vir my, nie wat ek wil hê nie. Asseblief, ek sal vir die res van die 365 of 364 dae van die jaar nie drink nie. As jy dit vir my doen. Wat beteken, wat het dit, wat se krag het dit as jy iets opgee wat jy nie regtig nodig het nie? Soos as ek sê, weet jy, gee vir my wat my hart begeer en ek hou op, kom ons sê, ek hou op rook. Ek rook glad nie. So, wat beteken dit? Dis leeg. Maar as ek sê, ek gee ongesonde kos op, dan het dit krag, want dis iets waarmee ek my hele lewe lang sukkel, is junk food
om my gewig onder beheer te kry. Dis iets waarmee ek regtig sukkel. So om vir my ongesonde kos, gaskoeldrank dit op te gee, dit het krag. Dit het krag. Maar ek kan nie sê, gee vir my wat my hart begeer en ek hou op rook nie. Want ek rook nie. Ja. So, ek dink die rede hoekom dit so kragtig is maar ek het al vir 2 jaar opgehou drink. Dis maklik. Ja. Dis soos jy hou op en die eerste 90 dae is die moeilikste. Na daai eerste keer. And that's it. En wat ek besluit het om te doen is soos, I'm going to do the opposite. I'm so not afraid that I'm going to become that person again. Jy is gemaklik om met jou demoon aan jou tafel te sit en koffie te drink. Ja, want elke jaar sê ek, okay, luister, ek gaan nou die eerste drink en vir die res van die jaar niks nie. Die eerste jaar toe ek jou ontmoet het, toe ek het gedoen het ek daai jaar gesien, wat sal God vir my gee as ek dit doen. So, jaar 2 het gekom en ek het al teen November besluit, I'm doing this again. Because after this year, man, oh man, I can't wait to see what's going to happen next year. So I'm going to do it again. Nou, is dit, en het was nie, daar was daar gewees, man, is soos, ek dink 2 jaar terug was daar nog daar gewees wat ek wou drink, man. Ek wou drink. Want iets gebeur, is my comfort, so ek hardloop terug daarna. Relapse. Maar dan onthou ek, is soos the year that I've been having, en ek soos, oh no, this is okay. And next year is going to be better. So just like do it again, and again, and again. En wat ek die laaste 2 jaar geleer het, wat ek het doen, want die 1 Januarie is ek bad. So die laaste keer wat ek geleer het, is dat I'm starting to enjoy this once a year even less and less. But I still make that deal. Because it's a good deal. Want elke jaar, brother, ek hou van drink. Dis lekker om te drink. So, elke jaar herinner ek myself van wat ek opgee. Ja. Ek moet. Want dis lekker. And it makes it hard. And so now I've learned to chase the difficult things in life. The difficult things that my father told that little boy he can't do. I'm doing it all and more. Nou as jy kan teruggaan in tyd en jy kan, kom ons sê 2 minute om te gesels met daai jonger Pieter, waar hy vir die eerste keer nou regtig drank gaan vat en dit gaan ontvang. Sal jy omkeer of wat sal jy doen of sal jy net terugstaan? Want daai foute het dalk gemaak wie jy vandag is. En wie jy vandag is 'n bloody great guy. Oh, thanks. So as jou fout in jou verlede gemaak het wie jy vandag is en jy kan teruggaan, sal jy daai glas wyn by hom vat of daai bier by hom vat en sê jy gaan eendag spyt wees. Well, it depends which version. Of sal jy hom los? It depends which version. Want ek onthou, man, het is seker nie, wel my oupa was dood, so, maar my oupa was 'n fantastiese mens gewees, man. En ek onthou op 'n Saterdag het my oupa met sy petrolgraassnyer, Ja. het hy gras gesny, saam met Jerusalem. Was ons tuinjong gewees, Jerusalem. En daar was so 'n klip in my oupa is 'n tuin gewees in Bethel. En dan vanaand in die somer, dan sal my oupa nou vir die dors, sal hy 'n biertjie drink. En dan het hy so 'n klein glasie by hom gehad, so 'n baba glas, en dan gooi hy vir my so 'n bietjie bier, dan sit ek saam met hom en bier drink, né? Naughty, maar wat ek vir daai klein seentjie sou gesê het, is dat, onthou jy toe jy saam met oupa gedrink het? Dis lekker. Dis wat dit is. Nie dit wat jou pa gedoen het nie, jou pa se syplap. So jy sal hom nie heeltemal weghou van die drank of nie. Jy sal hom ge-educate het. Jy sal gedoen het wat jou pa ongelukkig nie gedoen het nie. Ja. Jy sal sy hand gevat het en gesê het, kom stap saam my die pad. Ek sal jou wys. I'll take your hand, jy weet. Ek dink die laaste keer wat ek en jy gepraat het in die podcast, toe die trane so opgekom het, was, juist in daai oomblik toe ek vir jou gesê het, is soos, in die oomblikke van abuse, het ek gegaan, en ek het met daai seentjie gesit,
Ek het hom gesê, luister Boetie, dit wat jou pa nou net gedoen het, was nie reg nie. Dis nie hoe mens moet wees nie. Ek is jammer hy het dit gedoen. Ek is lief vir jou. I love you. En iets wat my oupa altyd vir my gesê het, is, uit elke oggend is ons op pad, in die oggende wat ek nie met die fietsskool toe gery het nie, as my oupa my gaan aflaai het by die skool. Het ons in die kar gery en dit was elke oggend, man. Want hy my so gevat en hy het vir my gesê, my boy, I'll never let you down. En dis iets wat vir die res van my lewe by my gaan bly. I took my grandfather's example to mitigate my father's example. Ek het gesê, weet jy wat, jy was baie lief vir jou oupa ook. Ja, maar hy was my pa figuur. En so, I was reminded of him. And I started telling this young boy how much I love him. And how much I care. And how wrong those things are. And coaching him. Becoming a mentor to that little boy. Nie is die ding van kinders, né? Is hulle leer jou ook 'n paar goed. Sonder dat jy dit weet, Elke né? dag. Elke dag. Né? Elke dag. So you start learning a few things. En when you start regaining it, want hier is die ding, my pa het my nie gehaat nie. Hy het vir my actually baie gesê hy is lief vir my. Inteendeel, hy was baie meer like, my ma was meer soos like, nie physical touch nie. Ja. Want haar ma was so. My ouma. My pa was physical touch. En liefde ook. Gereeld gesê, ek is lief vir jou, ek is die en nou. The problem is dat ek kan nie vir jou sê ek is stupid, jy is stupid, maar ek is lief vir jou nie. What does that do to a child? Liefde verloor sy waarde. Want hier is die ding, hier is the premise. Do I believe you love me? Want 'n kind kan nie onderskei nie. Jy as 'n groot mens kan onderskei daar tussen wat nou net gesê is. En soos, jy kan onderskei tussen, nee, ek is nie stupid nie. Is jy regtig lief vir my? Maar dit is soos my seun August, hy's 5. Ek kan nie vir hom sê, ons gaan dalk môre Spur toe nie. Of as die weer mooi is, gaan ons buite gaan speel en piknik of dit nie, of balskop nie. Hy hoor net, ons gaan piknik en balskop. Hy hoor nie die, kom ons sê terms and conditions nie. Ek weet nou nie, ek wil ook nou nie jou kind diagnoseer nie, maar ek het 'n ding baie interessante ding gehoor. Trevor Noah is nogal clued up met sy ADHD en ek nogal baie vrede gemaak daarmee. En hy het 'n interessante ding gesê, and it's actually so funny because he's a comedian. When he says it, you automatically start laughing because he's Trevor Noah. Ja. Maar hy is soos, the ADHD mind is soos tyd is nie 'n aspek wat ons verstaan nie. Ons ken nou en nie nou nie. Dis hoekom ons altyd laat is. Dis hoekom ons oralster is soos, hy gebruik die voorbeeld, is soos, as jy 6:30 vir my sê, hoe laat gaan ons uit eet vanaand? Nee, 8:00, dis nou 4:00. Okay, nie nou nie. En dan kom 6:30, dan sien jy jou chommies is besig om aan te trek, en dan sê jy, wat maak jy? Soos, ek begin nou aantrek. Hoe laat is dit? 6:30. Maar dis nie nou nie. Soos ons verstaan net, nie nou nie, en nou. Dit is al, ek het al, dis asof jou brein nie wil verstaan, dat dit nie nou is nie. Ja. Ek het al gesê vir my meisie, Marisyn, dat, okay, kry 7:00. 5:30 is ek al aangetrek, ek's reg. En dan sê ek, okay, maar wat doen ek nou? Dis baie vroeg, ek moet wag. Dan as ek weer sien, as ek al op pad, en dan sit ek by die garage en drink 'n koeldrank. Ja. Want ek kan nie 1 uur voor die tyd opdaag nie, en ja. want ek sê 1 uur voor die tyd, sy is nog besig om klaar te maak, dan gaan sy moet rush, maar dis eintlik my skuld. Dit is, maar, ek wil ons tyd raak nou op, so ek wil gou 'n vraag vra, nee, ek wil 'n vraag vra. Ek het nou gepraat oor Eat the Clown en Thrillers en dit.
Ja. En in 'n thriller, ek weet nie hoekom doen ons dit nie, maar as jy dit kyk, sal jy altyd sê, skree, moenie daarin gaan nie. Pas op, moenie daarin gaan nie. Of gryp die mes, daar's 'n mes, gryp die mes. Ons skree vir die karakter in die film wat om te doen. Nou as jou lewe, dis nie my vraag nie. Ek het die vraag gehoor op 'n TikTok video, toe ek wil jou vra. Okay. As jou lewe 'n movie was, wat dink jy, of wat dink jy sal die gehoor nou vir jou skree? Jou lewe is nou soos The Truman Show of iets. En wat dink jy sal mense vir jou skree? Nou, Ja, wat dink jy sal die gehoor vir jou skree as jou lewe 'n movie was? sit net 'n bietjie meer effort in. Sit net 'n bietjie meer effort in, jy's amper daar. Ek dink dit is wat hulle sou skree. Ek dink ek sou die audience frustreer het met soos net amper, maar So hulle sal sê, kom Pieter, moenie opgee nie, moenie opgee nie. So meer soos 'n thriller gewees, dit is soos thriller, suspense, daar sal suspense gewees het, soos, hy gaan dit maak. Ja. En soos in die oomblikke wat Truman amper agtergekom het, soos hierdie is fake, dis is not real. Ek dink 'n ander ding wat ek ook net wil sê, wat ek mee wil afsluit ook is dat daar's 2 gedeeltes van hierdie healing proses. Die eerste gedeelte van dit is natuurlik om notisie te neem daarvan en te sê neem kennis in sekere situasies, maar dan die tweede deel van hierdie heel word van jou innerlike kind is die rouproses waarmee jy saamgaan. People don't know that. There's actually physically a grieving, because here's the thing, brother, is as jy praat met daai klein seentjie baie rou dinge, and he brings up a lot of sadness and things, you know, and as you start raising him properly, because it happens super quick, is nie soos, weet ons sê altyd, kinders word so vinnig groot, is soos, yes, bro, dit vat lank, is soos, maar het voel vinnig, because they grow so fast, maar ek dink wanneer jy die proses begin aanpak om daai klein seentjie in jou of klein dogtertjie in jou te begin te help heel word, they grow very quickly into who you are now. And it don't exist anymore. So, ons het nou gepraat oor 'n paradoks. And it's sad. Ek wil nog net gou laaste gedagte. Ons het gepraat oor 'n paradoks nou wat ek opgebring het van as daar 'n skip is, 'n boot is en sy naam is nou die SS Motief. En met die jare word hy verwaarloos, erosie, hy val uit mekaar uit. As jy daai planke strip en jy strip daai hele boot en jy vervang elke part op daai boot, is dit nog steeds die SS Motief wat jy geken het of is dit 'n nuwe boot? En as jy nou toevallig al daai parte wat jy gestrip het, vat en jy bou hom oor en jy het nou 2 bote, skepe, wat is die meervoud? Ja. Is albei die SS Motief of is hy die SS Motief of is daai boot die SS Motief? Want ek vra nou, daai klein Pieter en jy het verander. Jy het 'n transformasie gegaan in jou lewe. Wie jy is nie wie jy was nie. Ek self, wie ek is nie wie ek was nie. Kan albei Rian wees. Kan albei Pieter wees en kan albei daai skepe bote, kan albei die SS Motief wees. Al is daar nou 2. Ja. Dit is nogal paradoksies, maar ek dink jy vervang al die ou parte. Ja. Maar die nuwe ene lyk nog steeds soos die ou een. Korrek. So van die ou parte werk nie meer nie, hulle moet vervang word. Jy kan nog steeds 'n tweede skip by all means. It was a working functioning skip. Maar daar's 'n rede hoekom die parte moes begin vervang word. So van daai parte werk nie meer nie. Maar die nuwe SS Motief is nie, dis die regte SS Motief, maar ook nie. Dis hoekom dit 'n paradoks is want as dit alles net nuwe parte was en jy kon net swaal 'n nuwe skip gebou het, soos en dit iets anders genoem het, die SS Motiveer. Ja. Dis nie dieselfde skip nie. So die nuwe skip
moet soos die ou ene lyk vir dit om die SS motief te wees. Hy behou sy identiteit. Hy behou sy identiteit. Hy het nie wel als, maar hy behou sy identiteit. Hy behou ook die geskiedenis. Hy behou alles. Soos ons wat uit 'n moeilike verlede uitkom. Dit is wie ons was, en ons is nie nog steeds daai persoon. Ons het net ons parte vervang, ons gewoontes vervang, als vervang. Maar ons behou ons identiteit, maar ons is nie meer daai persoon nie. Ons is nog steeds Rian en Pieter. Maar ons is nie die Rian en Pieter wie ons was nie. Ja. En baie keer ry mense op daai skip 15 jaar terug en hulle dink hulle sien hom vandag en hulle is soos, oh, it's the same because it looks the same. Brother, but it's not the same ship. It's a new ship. It's a new ship. The old parts are there. En so wanneer ander mense, en dis hoekom wanneer ons begin verander in hierdie nuwe mens, kan ons partykeer ook nie meer met die mense assosieer met wie ons voorheen het nie. Because those people are part of that old ship. The old crew are old now. Yeah. But they didn't change with the ship. The ship's got a new captain. They don't know that. Jy weet, jy kan het sien soos that's the old crew. They're old now. There's a new crew on the ship as well. Mense sal dit eers besef wanneer hulle trip op die nuwe boot vat. Ook, ja. Maar vir hulle gaan die ervaring nog steeds heeltyd weer selfe skip. En partykeer is ek net soos, no brother, it's not. It's not the same ship. Yes, ek waardeer jou gesprekke, my maat. Ek waardeer om met jou te gesels. Dankie vir die uitnodiging, ou. Ek is bly jy het uiteindelik jou podcast begin en as 'n voorreg om hier te kan wees, man. Soos ek dink ek en jy het ontmoet ons die eerste podcast saam gedoen 3 jaar terug. En you are the best man. Ja. You are the best man. Weet jy wat se eer is dit? Om jou best man te wees op jou troue. Dit is 'n massive, man. Dit is 'n blessing. Ja, no pressure. So ek sien. No pressure. Nee, maar ek meen hierdie gesprekke en hierdie formaat en goed is het gemaak dat ek en jy by mekaar uitkom en kon vriende word en thank you man, dis my lekker om hier te wees vir jou podcast. En hierdie is 'n bietjie 'n upgrade, brother. Soos hierdie is 'n ander een, soos ek moet nou uitkyk soos. Maar thank you very much. Ek waardeer dit opreg. Always man, ons stap saam die pad. Ja man, en blessings vir hierdie podcast. Mag Here hierdie podcast seën en mag jy baie harte aanraak man. Amen. Love you. Love you my friend. Thank you.